Liefdevolle Vader, ons is dankbaar om in die huis te wees. Ons is dankbaar dat ons weer eens die geleentheid het om uit die woord uit te leer. Gee dat ons in alle opsigte U altyd sal eer en prys. En laat dit wat gedoen en gespreek sal word tot eer en verheerliking van U sal wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Markus 5 vers 1 tot 19. Maar ek wil konsentreer op vers 19. Markus 5 vers 19 sê vir ons: Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: Gaan na jou huis, na jou mense toe en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. Tot sover. Onse Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan buig en erken hoe goed en hoe groot en hoe wonderlik is U nie vir ons nie. Elke oomblik dat U elke sel in die brein en die liggaam laat omgaan en lewe hê. Dankie dat dit is te doen omdat U vir ons lief is. Dat U goed gedink het om U seun van U hart te stuur, as mens te word. En vir ons die prys te betaal sodat ons kan herstel. Dankie vir die goedheid teenoor ons. Here, in die gemeente, ons familie en vriende, is daar baie wat nie goed voel nie, wat siek is. Seker meer ernstig en minder ernstig. Miskien is dit net meer emosioneel of fisies. Maar ons weet dat U die geneesheer is van alles. So ons vra asseblief U sal intree by elkeen. Elkeen sal naby wees. Ook nou as ons sing en ons hoor en ons luister, sal U met ons praat. Ons vra asseblief dat die broer Cindy sal wees, dat hy ook 'n seën sal ontvang van U af, terwyl hy in sy menslikheid U woord wil oordra. Mag ons almal gevul word met U Heilige Gees, te onderskei wat is goed en reg is, en wat verkeerd en kwaadlik is. Dankie dat ons op U kan vertrou in ons swakheid. In Jesus naam vra ons. Amen. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: Gaan na jou huis, na jou mense toe en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. Kom uit Markus 5 vers 1 tot 19. Ek dink ons almal ken die storie. Die verhaal wat die Here vir ons gebring het as bewys van wie en wat hy is. Maar die vraag wil onwillekeurig na vore kom as ons gaan kyk na die geskrifte. Daar kom dadelik uit die grafte toe Christus die daarop, hy was in die skei gewees en hy daarop uitgeklim en het daar gestap, en die eerste ding wat hy ervaar het, is hierdie, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met onrein geeste. Wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettinge hom bind nie. Die persoon ek en jy onsself nie kan indink nie. En die vraag ontstaan dat, hoekom? Wat was die rede dat hy in daai toestand was? En die Bybel sê vir ons baie duidelik.
Hy was gevul met onrein gees. Of met 'n bose gees, soos die algemene term baie keer is. Of hy was duiwels besetene gewees. Maar die feit dat hy 'n onrein gees in hom gehad het, was daai persoon van so aard gewees dat hy kon hom nie self in 'n situasie insien waar hy tussen mense wat normaalweg sou optree, eers daar kon gewees het nie. Hy het homself onttrek uit die samelewing uit en hy tussen die grafte gaan bly. Daar het hy homself selfstikkend geslaan met klippe. Want die gees wat hom beset het, het hom nie vrede in sy siel laat ervaar nie. So die vraag is, watse toestand bevind ons onsself as ons met gees van onreinheid gevul is? Is dit 'n goeie toestand? Is dit sosiaal aanvaarbaar? Is dit sosiaal aanvaarbaar? Want selfs hy wat daai mense was wat besetene was, het homself onttrek. Is nie dat die mense waar hy homself, sy gemeenskap het hom nie gevat en hom daar gaan plaas en sê, luister, dis waar jy hoort nie. Ten spyte van die feit met dit wat hy ervaar het, hy het selfs so ver gegaan en probeer en hom met ketTINGs vasgebind en hy het selfs dit het hy gebreek. Want die krag van die onrein geeste het hom daai krag gegee om daai goed te verwyder. Maar hy het hom nog self nie, hy kon homself nog nie in 'n posisie sin waar hy tussen die gemeenskap kon gewees het nie. En almal in daai gemeenskap het wat gedoen? Hulle het hom vermy. Geheel en al vermy. Hulle wou met hom niks te doen gehad het nie. Want hy het selfs dag en nag het hy geskree. Jy al iemand gehoor wat van met 'n besetene, die jouself ingedink die situasie dat hy dag en nag skree, met volle bors skree in die berge in om net effens bietjie te probeer om mens te wees. Maar hy het dit nie reg gekry nie, want hy was nie toegelaat nie. So die gees wat hom beset het hom so angstig gemaak, dat hy het nie geweet wat om met hom. Ek moet nou nogal sê, ek het gisteraan toe ons nou teruggekom het, ons was weg Mosselbaai toe of Dannabaai toe. En dan ons gisteraan by die huis gekom en ons rigtig geraak en ons nou tyd dat ons die slaapding gaan doen. En ek weet nie wat het my getref nie, maar ek was nou redelik onrustig geweest. Terwyl ek gelê het en dingetjies het gevoel asof my liggaam so maak. Hele liggaam, heeltyd so staan en maak. Toe verwonder ek myself nou, hoekom, wat sou dit nou wees? Is dit nou maar die gereiery en wat ook al, maar hoekom? Maar nou moet ek ook vir julle by sê, ek sou vandag hier kom staan. Ek moes hier kom staan. So was ek effens beangstig geweest, onbewustelik. Was ek onbewustelik beangstig dat ek weet ek moet hier kom staan en vandag moet ek vir julle vertel van wat die Satan aan die mens kan doen. Die vroutjie se grootste klagte is dat hulle wil haar nie 'n werk gee nie. Nou praat ek van hierdie plekke wat hulle praat van minimum, die plekke wat adverteer waantoe sy gaan bied minimum loon aan en dan sê hulle van jammer, ons kan jou nie in diens neem nie. Het julle gesien wat
is daar op haar liggaam. Kuns. Onder in haar keel, daai keel, daar so is 'n drok gebeeld wat met soos 'n spinnekop lyk. Af hier na haar borste se kant toe, dis Baphomet, dis 'n teken van Baphomet. Dit wat sy uitbeeld, is dit wat die persoon waarvan ons lees in die woord, wat tussen die grafte gebly het. Vandag wys hy dit net op haar vel. Sy staan nie en skree soos wat Jesus ervaar het toe die besetene wat na hom toe gekom het nie. Dis nie daai ervaring nie, maar is dit nie dieselfde effek nie? Dit skree uit dat hier's iets verkeerd. Maar die samelewing moet haar in daai toestand it's normal. Dis normaal, daar's mos niks meer fout met dit nie. Want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. Daai persoon wat deur die onrein geeste beset was ontembaar gewees. Die mens het nie die krag gehad om hom eers vas te bind met kettinge en voetboeie nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skree op die berge en die grafte en homself met klippe stikkend geslaan. Wie van ons het al 'n lekker slag geval? Hoe praat hulle praat so van brand, as jy so val en jy so lekker stikkend is, jy weet. Wat noem hulle dit, mama? Jy jouself so val in die streep, by die klip uit, rousties. Wie van ons het al 'n lekker roustie gevang? Ek het al meer as een keer hoor. Meneer, hoekom? Ek het met die fiets geval. Lekker rousties geval. Dis seer. Maar dit was 'n ongeluk gewees. Die persoon het dit aan homself gedoen. Verbeel jouself, jy sit daar so in die grafte en jy vat klippe en jy slaan jouself stukkend. En jy voel dit nie. En jy weet nie van dit nie. Want dis nie jy nie. Dis die onrein geeste wat hom beset het. En dit is wat die Satan aan ons kan doen, as ons hom die geleentheid gee om te kan doen. Die tipe verhouding wat hy met homself het, is om dit te doen, om die mens te affekteer, dat jy soos 'n besetene aangaan, want jy kan dit nie anders doen nie. Maar dis sy verhouding met homself. Onwillekeurig, wat is die volgende ding wat gebeur? En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skree met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig. Soos hy vrees was, dat dit wat die Satan met hom gedoen het, dat Christus Jesus, ons verlosser en saligmaker, dit met hom gaan doen. Dis sy vrees gewees. Jesus moet net nie, hoor julle wat is Satan se verhouding met homself?
En nou vat daai gees sien maar hier kom Jesus. Die godheid is op pad na hom toe. Hy gaan hom wat kom doen? Sy verwagting is, moet my net nie pynig nie. Want hy sê vir hom, want hy het vir hom gesê, onrein gees gaan uit die man uit. So die Here het vir hom 'n opdrag gegee, het vir die onrein gees 'n opdrag gegee. Maar hy het verwag dat die opdrag wat gegee gaan word, pyniging sal wees. Wat is Jesus se reaksie? Toe die man sê, vra vir hom, wat is jou naam? Die mense, ek het nou die woord vergeet. Die gemeenskap kon nie met hom huishou nie. Jesus kom na hom en hy sê vir hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. Hulle wou daar bly, hulle wou nog steeds daar wees. Maar tog was die vrees daar, dat die Seun van God hier is om ons te pynig. Daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Jesus, moet my nie seermaak nie, ek is bereid. Stuur my net so hiertoe. En Jesus het dadelik toegelaat en die onrein geeste het uitgegaan en in die varke gevaar en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm, in die see verdrink. Selfs die feit dat hulle in 'n gedierte ingegaan het, die effek wat daai onrein geeste op die dier gehad het die dier besete gemaak en hulle is die kraans af. Dis die effek wat onrein geeste op, dis maar die effek wat Satan op my en jou het. Ons sal outomaties, omdat ons die Here vrees, gaan ons dinge doen wat nie die Here se seën dra nie. Dit gebeur net. Dis 'n outomatiese reaksie. Dit gebeur onmiddellik. En toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed in sy verstand, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Wat het gebeur? Die effek wat Jesus op daai persoon gehad het onmiddellike omwenteling in sy lewe gebring. Hy het nie meer kaal rondgehardloop tussen die grafte nie. Hy het homself nie meer gepynig nie. Hy het besadigd geword. Hy het homself geklee en het by die voete van Christus kom. En dit is wat die Here vir my en vir jou kan doen. As ons net daai paadjie wil stap waar Jesus vir ons daar is, kom na my toe en ek sal jou bevry. Die besetene kon dit nie uit sy eie krag en mag doen nie. Hy het hoeveel keer probeer. Hy kon dit nie doen nie. Die feit van die saak is, toe die Here hom nader, toe vra hy van, wie is jy? Wat het met die mens gebeur? En die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe hy met die besetene gegaan het, en ook van die varke. Dis die omstanders, die gemeenskap. Wat het gebeur met die gemeenskap? Die gemeenskap was so gewoond gewees aan dit wat die besetene gedoen het, en wat hulle dit wat daar gebeur het, hulle was so gewoond daaraan. Die oomblik toe hulle sien,
hier's iemand wat selfs vir die besetene berusting kon bring, het hulle geskrik. Hoekom het hulle geskrik? Waarvoor het hulle geskrik? Hoekom is hulle bang? Want hulle sê, en hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hul gebied uit. Jesus, moenie hier wees nie, gaan net na 'n ander plek toe. Jy weet, ons is redelik happy gewees met die toestand waarin ons was. Is dit nie maar partykeer wat gebeur nie? Ek is gelukkig in die toestand waar ek my vandag bevind. Is net half reg. Dus ons is redelik happy met die toestand. Moenie karring en krap op 'n plek, soos die ou mense gepraat het van, moenie krap op 'n plek waar dit nie juk nie. Is dit nie wat hulle gedoen het, hulle vir Here gevra, gaan weg uit ons gebied uit, want ons is bang vir dit wat jy kan doen. Toe hy in die skuit geklim, en toe hy in die skuit klim, het die man wat hy met die duiwelse besetene gewees, man wat van die duiwels besetene gewees het hom gesmeek en hom gevra, kan ek by u bly? Jesus, u het my verlos. Kan ek saam met u gaan? Want ek weet, my verlossing kom van u af. Vat my saam. Wat het die Here vir hom toe gesê? Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis toe, gaan na jou mense toe en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen. En dat hy jou barmhartig was. So, wat is die opdrag wat ons het? As ons gemeet het aan vandag se dinge, dit wat vir my en jou gedoen word, dit wat ek en jy ervaar, gaan na jou huis en na jou mense en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het. Dis wat ons moet doen. Ons moet die grootheid wat hy in ons lewe doen, gaan verkondig aan die mense daar buite. Ons geliefdes, ons vriende, ons bure, aan wie ons kan, wat gewillig is om te luister. Want ongelukkig is die werklikheid, baie mense is in daai, ek is happy waar ek is, moenie kom pla nie. Ek hoor wat jy sê, but I'm happy man, don't stir the pot. Ja? Jy maak soos ek nie, skryf jou net so 'n lang paplepel, dan karring aan daai pappot, dat ons, dit wat die Here wat vir my en vir jou doen, die goedheid van Jesus gaan verkondig aan die mense daar buite. Want deur dit te verkondig, word die geleentheid daar gegee vir elkeen van wat daar buite is, om ook dit te ervaar wat ek en jy ervaar. Die goedheid van Jesus Christus. Dis wat ons moet gaan doen. Ons moet dit gaan verkondig, ons moet dit wyd en suid gaan verkondig. Want die Here is goed. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. En almal was verbaas. Baie van ons wat hierso sit, ken my getuienis. Baie van julle. Maar daar's ook mense wat dit nie weet nie. Die vraag is onwillekeurig, hoe het ek in Willowmore beland? Hoe is dit dat ek vandag hier staan? Wat het gebeur in my lewe om my te bring tot hier?
Ek het gister toe ons gery het, het ek gesê, ek wens, ek weet nie hoe om dit anders te stel, dat ek nie die geleentheid gehad het om dit wat ek vandag verstaan, na my ma toe kon gaan en waar om verskoning gevra vir dit wat ek gedoen het. Ek het nie daai voorreg nie. Ek het nie daai voorreg. En onwillekeurig vra jy, hoe kan ek vergifnis op dit kry? Hoe? Wat moet ek doen? Waartoe moet ek gaan? Ga na jou huis en jou mense en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het. En dat hy barmhartig was. Dis die opdrag wat ons het. Ons moet nie vra nie. Ons moet net gaan en doen. Dis die opdrag. Gaan en doen. Amen. Sê dankie Sydney. Wat 'n groot ding het God nie vir ons gedoen nie. Kom laat ons die laaste lied nommer 189 saam staande sing. Here, u genade is groot. U barmhartigheid is vir ons almal. Help ons om in u geloof staande te bly, sodat ons op die eindtyd daar sal wees om u te loof en eer deur te sê, dis ons verlosser en saligmaker, vir wie ons gewag het. Dra ons in die week wat voorlê, en die tyd wat nog op ons hande is. Behoed en bewaar ons en hou ons styf in die handpalms. Ja, Here, vergewe ons oortredinge en help ons om dit af te lê. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen uit u genade uit. Amen.